Geliefdes, ons maak weer oop in die boek van Openbaring. Soos ek laasweek ook gesê het, ons gaan nog 'n rukkie lees op die Openbaring. Daar's 'n paar hoofstukke. Vanoggend is ons by hoofstuk 5. Ons gaan volgende week weer by hoofstuk 5 wees. Maar ons lees vanoggend hoofstuk 5 saam, vers 1 tot 14. Ons fokusvers vanoggend, wat ek weer sal herhaal, is vers 9. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor en aan die agterkant volgeskrywe was en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met harde stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seels daarvan te breek? Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Toe het ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens tussen die troon en die ouderlinge 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het die 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met die bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep: Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer, die heerlikheid en die lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: Aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê: Amen. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Ons fokusvers vers 9. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met die bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam, taal en volk en nasie. Ons tema van vanoggend is die ellende, die verlossing en die dankbaarheid van die oorwinning, juis in Christus, vir elke stam, elke taal, elke nasie. Dis steeds deel van ons preekreeks. Kerk, moenie lê soos een wat dood is nie. Geliefdes, ons het al in ons lewe 'n legbaar gebou. Ergens in ons lewe is ons 'n legbaar gebou. Dalk is ons 'n bietjie baie ambisieus en ons het 'n 3000, 5000, 12000 stuk legbaar gebou. Maar as ons nou so 'n handjie vol legbaar stukkies wat weg is, want intussen het ons getrek en die boks het geval en het verloor 'n paar stukkies. So nou sukkel ons 'n bietjie om die geheel beeld te kry. Partykeer, en elkeen van ons kan dit herken, het ons al iets bestel. Kom ons gebruik voorbeeld partykeer. Hier het ons al iets bestel soos 'n waier of 'n stoel, 'n nuwe kantoorstoel. Ek is opgewonde vir my kantoorstoel. En dan kom daai kantoorstoel of 'n boekrak of hoe ook al, en ek sit hom aan mekaar en dan is daar 7 skroefies wat ek nou nie verstaan waar hulle eintlik inpas nie.
Maar die boekrak lyk vir my reg, maar nou sit ek met extra stukkies in my hand. Partykeer wanneer ons kyk na die geskiedenis, dan wonder ons ook, maar ek sien nie die hele prentjie nie. Ek verstaan nie hoekom ons as mensdom staan met 7 skroefies in ons hand nie. Dit maak nie sin. Die geskiedenis van die mensdom voel partykeer baie ingewikkeld en baie die mekaar, en ons sien nie die groter prentjie oor dit wat regtig saak maak. En terwyl ons besig is in die boek van Openbaring, sien ons juist dit. Ons sien waar daai 7 skroefies inpas. Ons sien die groter prentjie oor wat dit alles gaan. Dit het reeds begin in Openbaring 4 en nou in Openbaring 5 gaan dit voort. In Openbaring 4 is die gordyn oopgeskuif sodat Johannes kan opkyk in die hemel. In Openbaring 5 sien ons daar is nou 'n tasbare spanning. Daar is daadwerklik 'n spanning wat plaasvind in die hemel. Ons sien die hemel, ons het laasweek gehoor van die troon van die Here en die ouderling en die 4 lewende wesens wat om dit is, maar nou sien ons die week 'n boekrol by. En terwyl ons die boekrol sien, sien ons dat daar's nie enkele persoon om oop te maak nie. So daar's nou spanning. Vandag sien ons, wel nadat ons die stuk gelees het, so bietjie, hoe die prentjie eintlik lyk en hoe die legkaartsies by mekaar pas, wanneer ons dit toepas op die eenvoudige beeld wat ons sien in die Heidelbergse Katekismes. En dit is ook ons 3 hoofpunte vandag. Die ellende, die verlossing en die dankbaarheid, wat so duidelik kom uit hierdie gedeelte uit. So, ons begin met Johannes. Hy is in die troonkamer van die Here. En hy sien daar is die boekrol, niemand is waardig nie, maar as niemand die boekrol oopmaak nie, kan die geskiedenis nie verder gaan nie, kan dit wat moet plaasvind, nie plaasvind nie. Die oordeel wat sal kom met elke seël wat oopgemaak word, die basyn, die bakke waarvan gepraat word, sonder hoofstuk 5, gaan die res van Openbaring maar basies 'n reeks wees van tragediese rampe wat die aarde tref. Daarom is Openbaring 4 en 5 so belangrik in die verstaan van dit wat kom. Maar voordat ons verder hardloop met die boek van Openbaring, moet ons besef, hier is ellende. Hier is totaal en al ellende. Johannes beskryf in vers 1 tot 4 'n toneel van diep onvermoë en hartseer, bekommernis. Want hierdie boekrol in die regterhand van God kan nie oopgemaak word nie. Nou in die antieke wêreld, as daar so baie seels op 'n ding was, sou dit noodsaaklik gewees het, dit is 'n bitter belangrike dokument wat alleenlik oopgemaak mag word deur die persoon wat vir wie dit is. So nou, die hele konteks hier sê vir ons, dit moet 'n waardige persoon wees. Die waardige persoon kry hierdie boekrol en die waardige persoon mag oopmaak, dit mag dit oopmaak. Net hy alleen. Maar nou is nie daardie persoon. Johannes sê maar hy kyk en hy sien niks. Hy roep, die engel roep toe uit en hy sê in vers 2, wie is waardig om die boekrol oop te maak en die seels daarvan te breek? Die woord waardig beteken nie net iemand wat sterk is of genoeg krag het of slim genoeg is nie. Die woord waardig praat van 'n morele en 'n regverdige status. Iemand wat moreel, korrek en heeltemal volgens die presiesheid van God se wil handel en dit wat hy verwag van die mens. En natuurlik regverdig, wie kan regverdige uitsprake uitlewer? Wie kan regverdig wees sonder om een party as gevolg van voorkeure te bevoordeel? En dan sê Johannes die verplettende woorde van vers 3. Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boekrol oop te maak of selfs daarin te kyk nie. Totale ellende. Totale ellende vir die hele mensdom. Dit is seker hoekom ons die mens dom genoem word. Want nie enige tegnologiese ontwikkelinge, geen medikasie, geen politieke partye, geen teologiese redenasies of geen ChatGPT gaan ons enigstens hier uitkry nie.
Niks wat in die samelewing bestaan, kan hierdie boekrol oopmaak nie. Maak nie saak hoe ver die mens gevorder het van die begin van tyd af. Geen engel, geen heilige mens, geen magte, geen vorste, niks nie. Almal is besmet met sonde, ellende, onperfektheid. En dan sien ons hierdie pragtige deel waar Johannes sê ek het begin huil. Dit is hartseer. Daar's niemand om hierdie boek oop te maak nie. Die oordeel van die Here kan nie verder gaan. Hierdie hartseer is nie net bloot dit is dit seker so nie. Hierdie hartseer is 'n diepe berou oor die totale al ellende van die mensdom. Dis hartseer. Daar's nie 'n enkele persoon wat dit kan oopmaak nie. Maar Johannes treur nie net vir homself nie, hy treur vir gelowiges reg deur die eeue, want daar's niemand. Hoe gaan die wil van die Here verder voorkom as niemand die boek wil oopmaak nie? Dis huil Johannes nie net vir homself nie, hy huil kollektief vir elkeen van my en jou, elkeen van ons. Hy huil. Want dit is wat die realiteit is van die menslike toestand buite Christus. Sonder Christus is ons treuringswaardig. Ons kan niks self regmaak nie. Ons eie lewens is vertaal sonder Christus. Die trane wat hy huil, hoor ons ook so mooi is, deel van die tekens van die sigtende skepping. Want hier in hierdie gedeelte van Openbaring word ons gekonfronteer voor die wet. Die eise wat vereis dat iemand volkome volwaardig moet wees, word nie gevind nie. Nie 'n enkele persoon. En dan sien ons die troos wat kom deur die verlossing. In die middel van hierdie hartseer en wanhoop, waar Johannes amper Dawid se woorde uit en sê, hy dieptes gans verloor. Sien ons, hy sê, daar's 'n ouderling wat vir ons sê, moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstamming van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boekrol met die 7 seels oopmaak. En dit is Christus. Christus in sy volkome glorie. Hy kan. Hy is die enigste een wat kan. Hy word aangekondig as die een wat vaardig is. Hy is die leeu van Juda, wat ons reeds in Genesis 49 sien. Die een wat absolute mag en autoriteit het, regeer en op die troon sit. Hy is die afstammeling van Dawid. Die regverdige, koninklike erfgenaam wat hierdie boekrol mag oopmaak. En dan kry ons een van die grootste amper paradokse in die skrif. Want hier sien ons Johannes hoor, die leeu van Juda kan dit doen. En wat sien hy in vers 6? Toe dat ek voor die troon wat omring was deur die 24 lewende wesens, die 24 ouderlinge, 'n lam sien staan. Die een wat geslag is. So hy hoor van die leeu van Juda, en wat sien hy as hy omdraai? Hy sien die lam. Wie praat nou nie reg nie? En die ouderlinge verkeerd gesê? Nee, die ouderlinge het niks verkeerd gesê nie. Die krag van God se openbaring is juis in die nederigheid van die kruis en die offer wat gebring is aan die kruis, hierdie lam wat geslag is, vir my en jou. Die leeu van Juda is groot en sterk. As ons dink aan 'n leeu, dan dink ons aan hierdie sterk, magtige dier. En dan sien ons 'n lam. Met hierdie beeld sê Johannes nie dat Christus het vertrap om bo te kom met al sy krag en mag nie. Hy wys na die nederigheid van die kruis, waar die lam geslag is vir ons. Die lam staan daar. Hy is nie dood nie. Hy is nie in 'n graf nie. Hy is die opgestande Here. Sy werk is voltooi. Hy praat van die horings, die 7 horings en die 7 oë wat die horings dui op die simbool van mag.
krag. Die simbool van die oë is die Heilige Gees wat alles sien, alomteenwoordig is altyd. En hier in Openbaring, net soos in die evangelies, sien ons juist die evangeliese boodskap. Die lam, die leeu wat geprofeteer is in Genesis. Hy is waardig. Verlossing vind hier plaas vir die mensdom. Want nou kan die gebeure wat met volg wel plaasvind. Want daar is iemand wat waardig is. Hierdie verlossing is nie net maar 'n vrypas uit die hel uit nie. Hierdie verlossing is 'n herstel na die oorspronklike bedoeling wat in Genesis plaasvind wanneer Christus God sê, laat ons mense maak in ons beeld en ook verhouding met hulle hê. Dis 'n herstel na hoe dit was. En dit lei voort na die dankbaarheid. Ons het die ellende gesien, die ellendigheid van die mensdom, totaal en al amper vertaal sonder Christus. Ons het gesien verlossing aan die kruis, deur die lam wat geslag is vir ons. En dan vloei dit voort in dankbaarheid. Vers 8 tot vers 14 sien ons dit so mooi, hoe hierdie dankbaarheid 'n ripple effek het. Daar is iemand wat waardig is, dit is die lam wat daar staan, en die lam kan ons amper sê, spreekwoordelik is 'n druppel wat val. As ons 'n druppel laat val in 'n wasbak of 'n beker of 'n koppie, dan is daar rippels. En dit is hoe die lof en die dankbaarheid plaasvind. Hulle sê, daar is iemand gevind. Wat is die eerste ding wat plaasvind? Die engele om sy troon, die 4 lewende wesens, gee hom eer. Die ouderlinge gee hom eer. Waardig is hy. En dan praat Johannes van die engele op die engele op die engele. As ons enigstens gedink het, daar was gister baie mense in die kerk met die koorfees, is dit nie naaste by, enigstens in vergelyking as 'n druppel in die emmer van hoe dit gaan lyk met die skare van engele in die hemel. En so vloei daar voort dankbaarheid, lof en prys aan die Here. 'n nuwe lied, wat die lam het redding bewerk. Die lam het toegang gegee tot God. Die lam is die een wat herstel en waardig is om die boek oop te maak. So God se wil kan verder voortgaan. En uiteindelik sê Johannes, nadat die engele, nadat die ouderlinge, nadat die lewende wesens die Here aanbid en loof, doen die skepping dit ook. In die hemel, op aarde en in die see. Waarlik is dit 'n nuwe lied wat gesing word. Elke deel van die skepping getuig daarvan. Ons sien in hierdie teks word daaroor gepraat van die gebede van gelowiges. En die Heidelbergse Katekismes leer ons so mooi. Wat is die vernaamste vorm van dankbaarheid? Gebed. Dit is waar dit moet begin. Wanneer ons besef dat Christus waardig is om die boekrol oop te maak en die seels te breek, moet ons eerstens begin deur dankbaarheid te wys in die manier hoe ons bid. Bid tot die Here in totale afhanklikheid, maar moenie net 'n lysie hê van ek word hulp met A, B, C, D, E. Loof die Here. As ons net kyk na die Onse Vader, is daar 2 plekke in die hele Onse Vader waar ons vra vir iets. Die res van die Onse Vader handel oor hoe ons die Here loof en prys en getuig van wie hy is. En so moet ons ook uit dankbaarheid, omdat daar iemand gevind is om die boekrol oop te maak en die finale oordeel mag plaasvind, so moet ons ook dan bid. Die tweede ding wat ons moet erken, is ons eie onvermoë. Dat wanneer ons buite Christus staan, weg van Christus staan, dat ons nie onsself kan red nie. Die derde ding wat ons moet ook in gedagte hou vanuit hierdie perikoop, is dat God reageer nie soos wat ons verwag hy moet reageer. Daar's 'n leeu, en dan sien ons 'n lam. God wys juis daarin na die kruis, na Christus,
Ons kan nie God in 'n boksie plaas en verwag, dit is hoe hy lyk nie. Die leeu van Juda simboliseer daai krag, daai sterkte, die belofte wat reeds daar was in die Ou Testament. Wat sy vervulling uiteindelik gekry het ook in die Nuwe Testament met die lam. En dan is daar 'n belofte van konings en priesters, wat die gelowiges ook sal wees, in Christus. Christus is waardig om die hoofrol op te maak. Laat ek en jy in dankbaarheid daarin leef. Laat ons gebede getuig as die eerste vorm van dankbaarheid. Die vernaamste vorm van dankbaarheid. Nie as 'n lysie nie. Laat ons in afhanklikheid tot God lewe en in elke deel van ons lewe erken. Die mens is waarlik dom sonder Christus. Want so sal ons sien, daardie 7 skroefies wat nie vir ons sin maak, wat ons na die groter prentjie kyk nie, maak sin, wanneer ons na Christus kyk. Amen. In antwoord op die prediking sing ons saam Psalm 145. U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid, wil ek verhef vir ewig en altyd. Die koningsheer wat alle kroon oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal.